Ons skriflesing vanoggend Matteus hoofstuk 26 en ons gaan lees van vers 36 af. Kom ons bid saam. Vader, ons kom aanbid U in die naam van Jesus. U wat die son en die maan en die sterre alles in die hemelruim gemaak het, U wat alles gemaak het, U wat ons ook as mense wonderbaar gemaak het. Dankie vir die voorreg dat U Uself aan ons openbaar het en dat ons U kan ken. Dankie vir die voorreg om nou saam te wees in U teenwoordigheid, Here. Dankie vir die seën in die afgelope week in die gemeente met die uitreik. Ek bid, Here, dat U die vrug daarvan sal laat groei by elkeen van die gemeente wat gegaan het en ook by hulle wat die ontvangers van liefde en diens was. Dankie vir die voorreg om dit te kon doen. Ons bid ook, Here, dat U in hierdie tyd wat ons nou saam gaan wees vir ons sal seën, dat U ons geestesoë helder sal maak en dat U ons ore oop sal maak om te hoor wat die Gees vir ons sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle: sit hier terwyl ek gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel en met die gesig teen die grond gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en hy kry hulle in die slaap en hy sê toe vir Petrus: kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê: my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat staan en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle: slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op en kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Ons fokusteks vers 39. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Ons het verlede week gesels oor volhardende gebed, oor die uitnodiging van die Here dat ons nie moet moedeloos word wanneer ons bid nie. Vanoggend kom ons bietjie by 'n moeiliker tema en dit is die tema van as ons gebede lank vat om verhoor te word en wanneer ons nie vir 'n antwoord van die Here afkry. Ons is 'n generasie wat eintlik nie hou van wag nie. As ons iets wil hê, dan wil ons dit nie môre hê nie, ons wil dit eintlik vandag hê. Ons wou dit eintlik al gister gehad het.
Dit is ons ingesteldheid. Ons kan waarskynlik almal daarmee identifiseer op verskillende maniere. Ons erken dit nie maklik nie, maar ons almal het 'n verbruikersmentaliteit in die tyd aangeleer. Ons bestel op 'n app vir ons goed om tap, ASAP so gou as moontlik by my aan te kom. En ons het 'n aanspraak op diens. As ek dit kan hê en ek wil dit hê, dan kry ek dit vir my. En dit is iets wat ons ongelukkig ook projekteer in ons godsdiens. Gebed is baie keer vir ons soos 'n WhatsApp wat ons tik en vir die Here in die hemel stuur. En dan is ons baie opgewonde as ons die 2 blou merkies sien, dan weet ons maar die Here het geluister na ons. En dan is ons nog meer opgewonde as daar bo aan die skermpie begin staan typing met 3 puntjies wat so begin op, dan weet jy die Here luister en hy's besig om my te antwoord. En so dra ons verbruikersmentaliteit so ook in ons verhouding met die Here in. En vriende, die Here is vir baie mense 'n voorsiener. Hy is die versekeraar. Hy is insurance good and proper. Hy is 'n plek of iemand waar ek altyd iets uitkry. Maar weet julle, God is baie meer as dit. Hy's baie meer as ons voorsiener. Hy's ons Vader, hy is in ons, hy's oral, hy's rondom ons en gebed is 'n intieme gesprek tussen 'n vader en sy kind. Iemand sê die afgelope week vir my, as jy sê jy kan nie kos maak nie, is jy nie eerlik nie. As jy 'n resep kan lees, kan jy kos maak. Dan kyk jy watter bestanddele jy moet gebruik en hoe jy moet maak en jy sit die kos aan mekaar. Miskien is dit die eerste keer nie so lekker nie, maar jy kan 'n bietjie aanpassings maak en volgende keer maak jy kos. Jy hoef net te kan lees van 'n resep af. Gebed is baie meer kompleks as 'n resep. Dat ek net die Onse Vader vat, die modelgebed, my gebed aan die hand van hierdie stappe of fasette van die Ons Vader inrig. En dan by die Here aflewer en glo op 'n goeie resultaat. En ons het verlede week afgesluit met die oproep dat ons aanhoudend moet bid sonder om moedeloos te word. Gebed is baie meer kompleks as net 'n paar stappe. Dit kan soms lank neem voordat ek 'n antwoord kry op gebed. Dikwels kan ek 'n nee kry in antwoord op gebed. Al voel ek dit waaroor ek bid is iets wat meriete het, al voel ek dit is volgens die Here se wil hierdie gebed, dan kan ek steeds nee vir 'n antwoord kry. En baie van ons gebede word verhoor nadat ons dood is. Daar is baie fasette van gebed wat ons nie verstaan nie. En dan is die gevaar dat ons kan moedeloos raak. Dat ons kan voel, maak bid teen die plafon vas, dat dit vir my kan voel ek bid teen 'n muur vas, en dat dit nie help om te bid nie. En Stefan Joubert skryf die afgelope week in die E-kerk nuusbrief wat hy daagliks uitstuur. Hy sê, wanneer die soeklig op ons persoonlike gebedslewe val, is ons gewoonlik in die moeilikheid. Gedurig hoor ons moet meer bid. En dit kan 'n mens skuldig laat voel. Ek het nogal verlede week toe ek nadink oor ons boodskap, het ek skuldig gevoel omdat ek ook moedeloos raak en nie altyd volhardend bid nie. En ek het gewonder of ek as 'n prediker ook nie net vir julle by skuldgevoelens gelos het nie. Want ons weet ons moet bid en ons moet aan mekaar bid. Maar nou, ons hoor ook getuienisse van 'n paar supergelowiges wat steeds die hemele oop bid, want aan ons kant van die draad, is gebed eintlik net 'n gesukkel. Beleef jy dit partykeer ook so, dat
Dit lyk vir jou asof ander mense 'n direkte lyn het hemel toe. Maar jou gebede is so gesukkel. Ons almal het vriende wat by jou kom en sê, maar die Here het vir my gesê. Nou, die Here sê nie so maklik vir jou nie. Jy hoor nie altyd sy stem soos wat hulle dit hoor nie. En mense kom by jou en sê, maar ek het skrif gekry. Julle ken daai? Ek het 'n woord gekry. En baie keer bring hulle die woord vir jou want die skrif is vir jou. En partykeer maak dit my onrustig as iemand daarmee kom. Want as die Here dit vir my gesê het, wie is ek om te stry? As die Here dit vir jou gesê het, hoekom sal jy iets anders van my af aanvaar? En dan skryf hy, ons bid hier en daar en deur, maar dit voel vir ons kragteloos. Ons kan identifiseer met 'n bekende persoon wat op 'n dag by die klaagmuur in Jerusalem gaan bid het, maar waar daar duisende Jode gereeld bid. En toe hulle vir hierdie celeb vra hoe dit gevoel het om so op 'n heilige plek te bid, antwoord hy, well, it was like talking to a wall. Well, it was like talking to a wall, en dis presies dit. As jy daar gaan bid en jy sit jou gebedsbriefie in die muur om vir jou te laat voel, ek het hier ietsie geoffer, om te weet, jy het dit by die Here afgelewer en hy gaan die inhoud van daai gebed vir jou hanteer. Partykeer voel ons dat ons ook teen 'n muur vasbid. Partykeer voel dit vir ons bid teen die plafon vas. Maar dis 'n emosie, dis 'n gevoel, want dit kan nie gebeur nie, want hy's die hoorder van gebed, soos Psalm 65 sê. Hy's nie dood nie. Hy's nie stom en doof soos die gode waarvoor die Baalpriesters gebid het in die gebeure op Karmel saam met Elia nie. Ons God is nie doofstom nie, hy is 'n lewende God. Hy leef in ons, want ons is tempels van die Heilige Gees. Toe ons hier aangekom het by die kerk, was die Here nie in 'n gebou nie. Ek en jy is lewende, bewegende tempels. Ons is die tempels van die Heilige Gees en die Here woon in ons. So as ek bid, praat ek met die Here binne in my. En die Here is oral, hy's net in 'n ander dimensie as die fisiese. So die Here is in ons en rondom ons. So ek kan nie teen 'n muur vasbid nie. Ek kan nie teen die plafon vasbid nie, want God is hier en hy's langs my en hy's in my. Rick Warren, die bekende geestelike leier en outeur van Saddleback gemeente in Kalifornië, gee vir ons 'n bietjie raad in sy 40 Days of Prayer, 'n kursus wat hy oor gebed gemaak het, geskryf het. En dit kan vir ons 'n praktiese hulpmiddel wees om gebed beter te verstaan. En hy sê dat as ons bid, God op 4 maniere kan reageer. Hy sê, wanneer ek verkeerd bid, God says no. Hy sê nee. Dit het vir my bietjie nie lekker op die oor geval nie, want as God nee sê, dan beteken dit ek het verkeerd gebid. Tog is dit 'n skrifbeginsel, Jakobus 4 vers 3 staan daar, julle kry nie omdat julle nie bid nie, en julle ontvang nie want julle bid verkeerd. So, dit kan wees dat 'n nee daardie oorsaak het, en dan, wanneer ek nog moet leer, God says grow. Dit is ook 'n beginsel wat geldig is, want die Here as my kind vir my vra, hy wil karretjie speel, hy's 5 jaar oud, dan gee ek vir hom my motorsleutels, dan kan hy gaan karretjie speel. Nee, hy moet groei totdat hy daar is, dat hy die verantwoordelikheid kan hanteer. So, as die Here vir ons nee sê, of ons laat wag op 'n gebedsversoek, dan beteken dit moet groei. En dan sê hy, wanneer die tyd nog nie reg is nie, God says slow. En wanneer my versoek karakter en God se tyd saamval, dan sê God go. God says no, God says grow, God says slow, God says go.
Hierdie skema, vriende, is 'n praktiese hulpmiddel wat ons so bietjie help in baie opsigte om gebed te verstaan, maar dit antwoord glad nie die komplekse vrae rondom gebed nie. Want soms bid 'n mens met 'n opregte hart en met soveel opregte bedoelings. En dan is die antwoord nee of wag of gans anders as wat jy glo die uitkoms behoort te wees. Rick Warren en sy vrou Kay het baie lank vir hulle seun gebid. Hy het van vroeg in sy lewe al aan depressie gely. En hulle as ouers het onverpoost vir hierdie seun van hulle gebid, wat hulle gesien het, so lief is vir die Here, so naby is aan die Here, soveel hoogtepunte en vreugdevolle tye in sy lewe geniet, maar dan kom daar tye wat hy verskriklik depressief geraak het, in so 'n mate dat hy in 2013 op 27-jarige leeftyd het Matthew sy eie lewe geneem. Het Rick en Kay Warren verkeerd gebid, dat God lyk vir my nee gesê het in antwoord op hulle kind se siekte wat hulle gevra het hy moet genees? Op geen manier nie, dit maak net nie sin nie. En dit konfronteer ons met die vraagstuk waaroor gelowiges 'n leeftyd lank worstel, waaroor teoloë en Bybelgeleerdheid sukkel om woorde te kry. Ons praat baie keer van God se direkte wil en van sy toelatende wil, en op die ouend moet ons toegee dat ons in 'n gebroke werklikheid lewe en ons eintlik nie verstaan hoe dit werk nie. En dit is antwoorde uit die teologie, uit die geskiedenis, uit die praktyk van ons lewe, wat eintlik nie vir ons 'n bevredigende antwoord gee in ons rustig stem nie. In my jare in die bediening het ek dit soveel keer aan my eie lyf gevoel, dat ek met hierdie vraagstuk gekonfronteer was. Ek was een keer in die hospitaal, baie jare gelede op Queenstown, en een van die lidmate, die egpaar, die man en die vrou, was in die hospitaal, en die vrou was baie siek. En ek het by hulle aangesluit, en die dokter het haar pas resusciteer, en haar teruggekry in die lewe in. En ek het daar gestaan, en die dokter het besef, medies gesproke, kan hy niks meer vir haar doen nie, en toe het hy saggies uit die kamer uit weggeraak. En julle wat in die bediening is, sal weet, daar kom 'n tyd wat 'n dominee verskriklik alleen voel, want as die dokter nog daar is ons 'n span. En as hy uitgaan en sê, dis jou afdeling, want jy is die spesialis, dan is dit nie lekker om agter te bly nie. En die man was baie emosioneel, en hy het kom vat aan my, en hy het my hier voor my kraag gevat, en hy het vir my gevra, Willem, bid. Die Here moet my vrou vir ons terugbring. En ek het gebid. En ek het saam met hom gepleit. En sy het gesterf. In ons teenwoordigheid. Het ons verkeerd gebid, het hy die verkeerde begeerte gehad, dat die Here haar moet terugbring in die lewe in. In 'n soortgelyke situasie bid ek by dieselfde hospitaal 'n paar weke later vir 'n ander vrou wat krities siek is. Ek gaan huis toe, ek gaan aan met my werk. Die volgende oggend bel die familie my en sê, ouma is ver oggend uit die hospitaal ontslaan, daar het 'n wonderwerk gebeur, sy's gesond. 16 jaar gelede bid ek saam met 'n familie wat die man en die vrou doodstrygemente ontvang het. 'n Paar weke later word hulle wreed vermoor op 'n Saterdag aand in hulle huis. Het ons almal verkeerd gebid? Was dit God se wil dat hulle moes sterf? Nee, ons het nie verkeerd gebid nie, en God se wil was nie dat hulle moes sterf nie. Het hulle dit verdien? Nee. Wou hy hierdie familie 'n les in vergifnis leer? Sou ons die 4 kategorieë van gebedshantering en verhoring
van Rick Warren gebruik en dit van toepassing maak op hierdie situasies, sou ons antwoorde kry? Nee, dit is baie meer kompleks as dit. 18 jaar gelede doen ek 'n gedenkdiens saam met 'n man en 'n vrou, 'n jong ouer paar wat vir baie lank kinderloos was. En na baie gebed, 'n gebedsworsteling, na baie geld en fertiliteitsbehandeling, raak sy swanger, die babatjie word gebore. En 'n paar dae later sterf die baba in 'n wiegie dood. Ek kan onthou, dit was net ek en hulle by die gedenkdiens. Daar was 'n klein wit kussie met die babatjie. En die mamma vertel vir my, dit is verskriklik hartseer vir hulle. En sy sê vir my, 'n vriendin het na haar toe gekom en vir haar gesê, wees rustig. God het sy mooiste blommetjie kom pluk. As jy die hele oppervlak van die aarde vat en jy vul dit op met die tulpe van Keukenhof op hulle mooiste en die hele aarde is omtrek deur hierdie blommepragt, dan is dit dalk 'n klein akkertjie van hoe God se tuin lyk in die hemel. Het hy dan 'n blom nodig? Hy het nie. Weet jy, daarom moet ons dit nie vir mense sê nie, want dit is nie waar nie. God het in die hemel 'n onbeperkte tuin vol blomme en hy kom pluk nie klein babatjies omdat hy hulle nodig het nie. Partykeer moet ons, wanneer ons naby iemand kom wat iemand verloor het, dalk net sê, ek huil saam met jou en die persoon vashou en nie probeer troos nie. Want ons kan goed bedoeld so verkeerd troos. Weet julle vriende, daar's so min wat ons regtig verstaan. Oor God, oor die lewe, oor gebed. En dis maklik om te glo as God goed is. As dit goed gaan met jou en jou gebede verhoor word. Dis maklik, maar as jy deur die dal van doodskade weer gaan, dan is dit moeiliker. Ek bid vir 'n oom in die hospitaal, dat hy gesond moet word. Die dokter kom sê vir my, die internis van die hospitaal, die oom is kritiek siek, hy is besig om te gly. Die familie staan rondom die bed en sê, bid, die Here kan nie ons pa gebring het tot hier en hom nou laat doodgaan nie. Bid dat die Here hom sal gesond maak. Ek lees Psalm 23, dit ontstel die familie, kan jy nie 'n mooier Psalm gekies het nie? Want daai stuk van doodskade weer is nie nou aan nie, want hy gaan nie nou doodgaan nie. Dit is maklik om te glo dat God goed is as dit goed gaan en jou gebede verhoor word. Maar dis anders in die doodskade weer. As die papa en die oom doodgaan. Paulus praat in 2 Korintiërs 12 van sy eie worsteling om die lewe te verstaan. En dan sê hy, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor die swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Ons weet nie wat die doring in die vlees by Paulus was nie.
Ons lees in Galasiërs 6 vers 11, hy skryf, van hier af skryf ek eiehandig verder. Kyk net die groot letters, uitroepteken. Dit het verklaarders oor die jare laat dink dat die doring in die vlees by Paulus was, dat hy 'n oogsiekte gehad het en dat hy besig was om sy sig te verloor. Maar niemand weet wat regtig wat daardie doring was nie, maar dit was tussen 'n klomp ander dorings in sy lewe, want ons lees in 2 Korintiërs 11, as Paulus praat oor sy lewe, dan sê ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei. 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op die see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek ook asof ek deur vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Het Paulus toe hy gebid het dat die Here hierdie swaar kry van hom moet wegneem, of die doring wat hy spesifiek na verwys in 2 Korintiërs 12, het hy verkeerd gebid? Het hy nie binne God se wil gebid nie? Is daar die vraag waarmee ons worstel as ons met gebed besig is? Kan julle onthou toe Charlie Kirk die afgelope tyd dood is, die bekende evangelis, aktivis in die VSA, wat 'n rolmodel en 'n mentor vir duisende miljoene jong mense was. Toe daar 'n beweging in die sosiale media gekom dat mense begin so identifiseer het met hom dat hulle gesê het, I am a Charlie. Kan julle dit onthou? Dit het my laat dink aan kinders. Ek sien op sosiale media kinders wat ook nou sê die ma begin trendy raak en sê I am a Swiftie. Is volgelinge van Taylor Swift. Hulle kan so identifiseer en sê I am, sonder dat hulle weet wie sy is en waarvoor sy eintlik staan. So ek dink 'n mens moenie met 'n mens identifiseer nie. Ek dink nie ek moet sê I am a Paul, ek is 'n Paulus nie, of daarna strewe nie. Ons moet sê, as ons wil sê ek is soos iemand, ek is 'n kind, 'n voltydse volgeling van Jesus. Dis wie ek is. Ek is 'n gelowige kind van Jesus. Ons het vanoggend gelees dat Jesus, met wie ons wil identifiseer as 'n rolmodel, ook met sy gebed na die Vader toe gegaan het. Soos Paulus het hy ook 3 maal gebid. 3 maal beteken nie net dat hulle op daardie tyd gebid het nie, maar 3 maal God se getal. Hulle het op 'n kant begin en hulle het hulle harte uitgepraat. Paulus oor sy doring in die vlees, Jesus in Getsemane oor sy lyding. En Jesus het geweet toe hy hierdie gebedsworsteling gehad het. Hy het geweet hy kom van die Vader af. Hy het geweet hy het 'n roeping. Op 12 jaar sit hy op die tempel se trappe en hy onderrig die skrifgeleerdes. Hy het geweet hy's anders. Hy het geweet daar's 'n roeping op sy lewe. Hy het geweet hy moes sy lewe kom aflê. Johannes 14 en tot 16 vertel hy vir sy disippels, dis wat ek kom doen het, dis wat gebeur. So moet julle maak as ek weggaan. Ek gaan julle kom troos. En tog
die aand in die bofortrek voor sy kruisiging, tog in Getsemane, sien ons by Jesus hierdie intense gebedsworsteling. Here, U het my gestuur met hierdie missie. My Vader het my gestuur, het my gebring tot hier, maar nou dat ek hier is, asseblief, wil U nie hierdie bitterbeker wat ek moet drink van my af wegvat nie. En dan bid hy, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Daai is 'n moeilike gebed. Weet jy, was jy al daar? As jy vra, byvoorbeeld vir genesing, en dan sê Here, nie my wil nie, maar U wil. Dit is 'n moeilike plek. En dan kom in Jesus die onvermydelike nee. Maar hierdie was 'n nee wat die gang van die mensdom se geskiedenis verander het. Hierdie nee, het beteken die uiterste eensaamheid en alleenheid. Dit het beteken die blootstelling, die verlies aan waardigheid, om in jou alleenheid nakend aan die kruis te hang, want dit was soos mense destyds gekruisig was. Dis die kunstenaars wat oor die eeue Jesus se naaktheid in hulle voorstellings daaraan in die kuns, in hulle voorstellings van hom het hulle hom geklee, terwille van sy waardigheid, maar dit was onwaardig. Die beker het ingesluit dat Judas in sy binnekring hom verraai het. Die beker het ingesluit dat Petrus in sy binnekring hom verloon het. Die beker het ingesluit van die hartseerste woorde wat ons in die Bybel kan lees, Matteus 26 vers 26 of vers 56. Wie wat staan daar? Na sy gevangeneneming, toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Sy binnekring, die inner circle, hulle wat saam met hom geloop het tot daar, het weggehardloop. Hulle het hom in die steek gelaat. Daai diepte van wat daar gebeur het, ek dink ons sukkel baie om dit te begryp. Dit was aangrypend, dit was ingrypend. Dit was baie rou en alleen. En weet jy, elke keer as ek saam met 'n familie by 'n bed staan waar 'n mens met die dood gekonfronteer word, is dit nie die lekkerste plek om te weet nie. Ons wil nie daar bid dat die Here se wil laat geskied nie. Ons wil soos Jesus in Getsemane bid, Here, hierdie beker moet by my verbygaan, ek wil nooit hier wees nie. My bediening het baie families my kwaadlik geneem dat ek dit durf waag het om te bid, laat U wil geskied. God se nee hier in ons teks was die wreedste ding wat met Jesus kon gebeur het. Maar dit was die offer wat die mensdom sou vrymaak. Het Jesus verkeerd gebid? Nee. Het hy 'n nee verdien? Nee. Het hy met sy aanvaarding van God se wil, het hy hom verheerlik? Ja. Het God 'n plan met die nee gehad? Ja. Ek en jy sukkel met die. Ons sukkel met God se nees, of wag 'n bietjie, of nog nie. God sê soms nee, al bid ons met baie opregte motiewe. God sê soms nee, of wag 'n bietjie, of nog nie, ten spyte daarvan dat ons binne sy wil bid. Kan ons alles verstaan? Nee. Kan ons alles verduidelik? Nee. Verstaan jy nou dat ons lewenslang studente van gebed gaan bly? Ons gaan lewenslang studente van gebed bly. En soms bring ons studie en ons nadenke van gebed vir ons meer vrae as antwoorde.
Dis hoekom ons baie keer nie eers daar wil gaan nie. As ek en jy vanoggend nog vra het oor gebed, dan is daar nie fout met ons geloof nie. Ons is net eerlik. As ons vandag nog vra het oor gebed en God se wil, is dit nie omdat ons ongelowig is nie, of omdat ons ongeloof in ons lewe as gelowiges het nie. Daar is nie fout met jou geloof nie. Jy het net eerlik geraak. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe en ons sit net vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here. In hierdie proses het daar baie files in ons koppe oopgemaak. Oor ander mense, oor onsself, oor ons eie lewe. Wat wil die Here vir ons sê vandag? Hemelse Vader, baie dankie dat ons nie teen 'n koue stuk muur gaan staan en hoef te gaan staan om te bid, om te kla nie. Dankie dat ons dit hier in ons eie koppe, in ons liggame, liggaam, siel en gees kan doen, omdat U binne in ons woon, Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U die onuitspreeklike dinge wat ons nie in woorde kan stel nie, dat U dit gaan vertaal en vir die Vader gaan gee. Dankie Vader, dankie Heilige Gees dat U agter ons rug oor ons praat, omdat U Heilige Gees ons gebede vertaal. Dankie Jesus dat U in Getsemane die grootste nee van alle tye gevat het en dat U daarmee vir ons die pad na ons God toe oopgemaak het. En Here, ek kom nou agter aan die einde van hierdie worsteling met hierdie tema dat dit 'n ernstige, swaar tema is. Maar dankie Here dat dit by vreugde geëindig het. Getsemane het by vreugde geëindig. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, toe hy gelewe het op aarde, toe hy opgevaar het hemel toe, toe die Heilige Gees uitgestort is. Dankie Here dat U neus op positiewe plekke eindig, vreugdevolle plekke. Geef vir ons insig om tot rus te kom, om vrede te kry, as ons nie verstaan wat U wil nie. U weet ons mentaliteit vandag gedryf deur ons samelewing is dat ons gou wil hoor, dat ons dinge in ons guns wil hê. Help vir ons Here om wanneer ons moet wag en wanneer ons moet berus by U wil, dat ons baie vrede sal hê. Here, seën ons families, seën ons by moeilike plekke in ons lewens, en gee vir ons vrede. Ons vra dit in Jesus se naam asseblief. Amen.